Prys die naam van die Here. Kom ons gaan lees in Genesis 12, net vers 1 tot 4 en dan gaan ons daar oor na Genesis 14 toe. Ek wil vir so 'n paar versies lees wat ons volgende uit gaan deel. Hy sê daar, die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hy hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. So ons gaan na die volgende gedeelte toe, Genesis 14, daar vanaf vers 12. En hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Toe kom daar een wat vry geraak het en vertel aan Abraham, die Hebreër, wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol, en broer van Aner, en hulle was bondgenote van Abraham. En toe Abraham hoor dat sy broer is gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek, 318, en hulle tot by Dan geagtervolg. Net tot sover. Nou wat ek met die volgende wil deel, is oor die besondere pad wat die Here gestap het met Abraham. Die besondere werking van die Here en God in Abraham se lewe. Nou die eerste gedeelte wat ons nou gelees het, Genesis 12, sê hy vir ons, God kom na Abraham toe. Hy ontmoet Abraham. Hy sê vir hom, luister Abraham, ek wil jou maak 'n groot en 'n magtige volk. Ek wil jou maak die seën waaruit al die seëninge van God na die nasies van die wêreld sal kom. En God verskyn aan hom op hierdie dag, sonder dat hy enigsins met God al ooit te doen gehad het. Sonder dat hy 'n agtergrond het wat hom soontoe gelei het. Inteendeel lees ons in die woord dat Tera, wat Abraham se pa was 'n ou wat afgode gemaak het. Dit was sy beroep. Hy het elke dag opgestaan en van hout en metaal en wat ook al hy in die hande gehad het, het hy afgode gemaak en hy dit verkoop. So dis die huis waarin Abraham groot geword het. Verder kom hy uit Ur, die land van die Galdeërs. En hierdie land was nie 'n land wat God geken het nie. Dis nie 'n land wat God hom mee bemoei het nie. Maar uit hulle almal uit soek God vir hom 'n man. En dit is interessant hoe God se oë, die woord van die Here sê, die oë van die Here deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En ek dink toe God gesoek het deur al hierdie nasies en mense en verskillende ouens, het hy gekyk na iemand wat hy op kan staat maak, wat sy hart onverdeeld sal gerig word. As hy hierdie ou sy hart kan wen, weet hy dat hierdie ou gaan die pad stap. Weet, 'n ding in ons dag en ons tyd is dat mense begin maklike ding, maar min mense maak hulle ding klaar, wat hulle begin het. Dis 'n tendens van ons tyd. Hulle is tot 'n geslagte wat hulle daan koppels. Hulle sê die millennials. Weet jy, party van ons het kinders wat millennials is. Hulle sê hierdie millennials, hulle is die grootste moeilikheidmakers. Hulle kan 'n ding gryp en hulle hardloop met hom 'n entjie en dan los hulle hom en hulle verloor belangstelling, en as jy hulle nie heeltyd aktiveer en aan die gang hou nie, dan hou hulle nie daarby nie. En God soek 'n man wat sy hart onverdeeld kan bly by wat hy moet bly. En in Abraham vind God so 'n man. In Abraham sien God iemand wat hy mee 'n pad kan stap. En hy roep hom uit Ur van die Galdeërs. En hy sê vir hom, trek weg na land toe wat ek jou sal wys. Ek wonder as ons volgende bietjie dink daaraan. As die Here vandag vir jou moet sê, luister, pak jou goedjies in 'n tas, pak jou mooi breekware en jou hele huis se meubels, alles. En as hy lorry voor jou deur gaan stop, wat die trek oplaai, dan gaan ek vir jou sê, waar gaan jy heen? Of dalk nie eers nie. Ry maar so 'n bietjie daar, Kroonstad se kant toe of Bloemfontein se kant toe, en dan ergens langs die pad sê ek jou weer sê, watter kant gaan ons nou draai? Hoe gaan ons maak? Ek wonder wie sal dit
Wie sal bereid wees om te gaan? Ek weet die meeste mans sal ook bereid wees, maar die vrouens gaan baie sukkel. Hulle wil weet waar gaan ons. Ek weet altyd my pa, as ons op vakansie gaan, die karavaan is gehak, alles is gepak. Hy aan voordat ons ry, dan weet hy nog nie waar gaan ons vakansie hou nie. En my ma het in die mure uitgedryf. Sy wil beplan, sy wil weet, Natal is warm, Kaap is koud, ons moet weet wat met die kinders inpak. Maar God kom na Abraham toe, hy sê, trek weg, ek sê jou wys waarheen. Volg my. Gaan jy my hand kan vat? Gaan ons die pad kan stap? Gaan ons kan loop? Want as jy nie kan wegtrek sonder om te weet waarheen nie, weet ek ons gaan nie verder kom nie. Dink dis in die breë wat God dalk vir hom wou sê. En dit was die eerste toets in Abraham se lewe wat hy geslaag het. Sy vrou Sarai gevat en gesê, pak die kamele, ons gaan ry. Pak die tent op, maak klaar, ons trek uit ons familie, uit ons bekendes, uit ons plek waar ons groot geword het, na 'n land waar ons nie weet waar ons gaan wees nie, maar ek glo God en hy sal ons wys dat die land waarna toe ons gaan trek. En ek wil vir julle sê, hierdie is 'n sinnebeeld van ons reis uit die wêreld uit, saam met Jesus Christus. Die dag toe ons op ons knieë gegaan het en ons gesê ja vir die Here, is die dag wat ons voortgetrek het op 'n pad waar ons nie geweet het waar sal ons eindig nie. Hier is mense wat volgens die sit wat hulle pad saam met die Here gestap het, wat getuienisse kan vertel, wat gesê die dag toe ons begin bid het en die Here vertrou het ons nie geweet hoe die uitkoms gaan kom nie. Ons het nie geweet hoe die antwoord gaan kom nie. Ons het nie geweet waar die deurbraak gaan kom nie. Ons het nie geweet waar kos vandaan gaan kom, waar voorsiening vandaan gaan kom nie, hoe God gaan deurbreek nie, maar ons het gekies om sy hand te vat. Wie sê amen? Amen. Dis die pad van 'n Christen, dis die pad van 'n gelowige. Dis die pad wat ons loop. Dis die pad waarna toe God ons geroep het. Gesê het, as jy my kan vertrou, hoef jy nie te weet hoe die pad vorentoe gaan lyk nie. Psalm 105 sê, die woord van die Here is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Toe ek jong was, het ek altyd die koei gaan melk, vroegoggend gehou van 'n ou tydse goeters, geloop met 'n lantern. Daai lantern lig uit so 5 meter. Verder is dit kan jy nie sien nie, en dan lig hy nog in jou oë ook dieselfde tyd. So, jy kom nie ver nie, maar jy sien genoeg om 'n tree vorentoe te kan loop. En dis al wat vir God nodig is. Dis al wat God van jou vra, is vertrou my, sonder om die toekoms te sien. Vertrou my, sonder om die dag van môre vooruit te kan sien. Dis hoekom die woord sê, daar is soveel gelykenisse wat te doen het met boerdery en met boer, want hy sê, soos wat die boer die saad in die grond plaas, en met geduld wag, tot op die dag van die oes. So is julle pad saam met my. So loop ons saam met God elke dag van ons lewens. En God roep vir Abraham uit die land uit waar hy groot geword het, uit die wêreld uit sy bekende uit, na 'n onbekende land, na 'n onbekende plek. As iemand 'n Christus is hy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. God roep ons uit. Daar's mense wat nog baie keer so wil terugtrek. Ek wil vir julle sê, as jy regtig die wonders van God in jou lewe wil sien, as jy regtig wil sien hoe God deurbreek, hoe God gebede antwoord, hoe God wonderwerke doen, los die bekende, gaan in die onbekende in, loop op die water, klim uit oor die skeidse rand en trap op die see van Galilea. Ons is Vrydagoggend, was dit my so mooi. Ons boere hier buite wil stroop, en ons is bly vanoggend vir die son skyn, maar dit reën en is nat en die sojas wil uitspring en almal is ongeduldig en een van ons boere bid Vrydagoggend, hy sê, Here, as U op die water kon loop en Petrus kon op die water loop, dan kan 'n stroper ook op die water loop. En ons vertrou U en ons glo U en ons vat U aan en ons stap saam met U en ons gaan stroop hierdie week. Al die boere sê bietjie amen. Amen. Ons glo God, ons vertrou hom. En toe Abraham begin die pad stap saam met die Here, toe begin hy altare bou. Op elke plek waar hy kom, waar die Here hom deurbraak gee, waar die Here hom lei, waar die Here hom deurtrek, bou hy 'n altaar en hy het 7 altare gebou in sy lewe. En hy klipstapel staan daar as 'n getuienis tot die deurbrake van God in sy lewe. Daar's altare in ons lewens, plekke waar die Here ons deurgebring het, plekke waar hy ons hand gevat het, plekke waar ons in donker dieptes en nood was.
Daai plek word 'n altaar in jou lewe, wat jy altyd kan na teruggaan en sê, as die Here my daar kon deurvat, sal hy my hier ook deurvat. As ek daar die Here kon vertrou en ek het dit gemaak, dan is hierdie wat voor my lê niks. Dawid kom in Saul se tent, terwyl die Hebreërs daar buite is, besig is om te skree en hy is God van Israel te vervloek. Toe sê hy, luister koning Saul, ek is die veewagter, ek pas my pa se skape op, en die leeu het gekom, en my God het my krag gegee om te oorwin. Hy sê, die beer het gekom om die lammers te verskeer, maar my God het my krag gegee, en ek het hom oorwin, en so sal ek hierdie heidense Filistyn, sy vlees vir die voëls van die hemel voer. Hy het teruggekyk na die altare. Ek wil 'n bietjie in herinnering roep, watter altare is daar vanoggend in jou lewe, waarop jy kan terugkyk? Sien, ons is vergeetagtig, ons vergeet bietjie. Die duiwel herinner ons heeldag aan ons sonde en ons foute, ja, en dis hoekom ons dit baie goed onthou. Maar die goed waar God ons deurgetrek het, die goed waar God ons uitgehaal het, daai altare moet vas staan in ons lewens. Daarop moet ons voortbou vir die toekoms. En Abraham het daarop voortgebou. Hy het gegaan van plek tot plek. En dan ontmoet ons langs die pad vir Lot. Nou Lot was Abraham se broer se seun gewees. Sy broerskind, sê die Bybel vir ons. En Lot het hom aangesluit by Abraham. Nou wat baie interessant was, as jy sien hoe hulle pad geloop het, dan sien jy, die seën van die Here was op Abraham en op alles wat hy gedoen het. En Lot het dit al geïdentifiseer. En so het hy saam met Abraham getrek, saam met hom geboer, saam met hom gewees. En die seën van die Here wat saam met Abraham is, het ook Lot se deel geword. Sien, is belangrik wie ons mense is, wie ons vriende is, wie ons bure is, wie ons kamerade is. Sien, as jy daar by die huis kyk op die televisie, dan jy nie dit nie. Dan is jy nie deel van die familie wat saam gebind is, wat saam geplaas is, saam geroep is, wat saam 'n pad stap nie. Maar Lot kom en hy sluit hom aan by Abraham en hulle stap hierdie pad saam en ons sien dat die seën van die Here is op hulle. Hulle besigheid brei uit, hulle boerdery brei uit. Dit word groter en groter. En ons lees op plekke dan in Genesis 13 lees ons hoe groot hulle aandeel van hulle vee was en hoe die seën van die Here op dit was. Jy weet, die seën van die Here kan jy nie op 'n Japaneese kalkulator uitwerk nie. Hy werk nie, hy kan hom nie uitwerk nie. Hy werk alleenlik met vertroue tot God. As jy jou vertroue in die Here plaas, dan seën hy, dan vermeerder hy. Dit gaan oor 'n bonatuurlike beginsel. En as ons nie aansluit in die bonatuurlike werkinge van die Here nie, is ons gebind tot die natuurlike werke van hierdie aarde. En maar dis hoekom ons hier is vanoggend, om juist uit te vind, hoe werk God? So, die seën van die Here kom op Lot, en op 'n stadium is dit so dat 'n mens kan net so ver gedra word deur assosiasie. Jy kan net so ver gedra word deur jou ouma se gebede, deur jou ma se gebede, deur jou ouers se getrouheid, totdat jy op die plek kom waar jy self moet besluit, tot op die plek waar jy self 'n keuse moet maak, en jouself verder jou pad met die Here moet stap. En so het Lot ook in Abraham se huis geleer, wat is vertroue op God? Hoe kom dit naby? Hoe werk ek? En tot op 'n stadium kom daar twist tussen die veewagters. Lot het veewagters, Abraham het veewagters. Die boerdery raak te groot. En hulle kan nie mekaar meer oor die weg kom nie, hulle kan nie meer saam leef nie, spanning bou op, twist is elke dag daar, en dit raak 'n onmoontlike situasie. En Abraham kom by Lot en hy sê vir hom, luister Lot, kom laat ons nie in onvrede leef nie. Kom laat ons aparte weë gaan. Kom ons gaan staan op hierdie plek, en dan kyk jy, as jy sê ek gaan oos, dan gaan ek wes. As jy sê ek gaan wes, dan gaan ek oos. En dan kom 'n interessante ding, ons sien nou Lot kyk oor hierdie landskap wat voor hom lê. En die woord sê na die ooste toe, was dit waterryk. En die Jordaanrivier is daar.
En daai vleie en alles is vol weiding en die gras staan net so hoog en dit is mooi en dit is groen en dit is na die weste toe is dit woestyn. Sand, droogte, droë bome, niks water nie. En Lot kyk met sy fisiese oë en hy sê, ek vat daai plaas. Hy sê, daai deel is reg vir my. En jy weet, vir 'n oomblik lyk dit asof Abraham aan die verlore kant is. Wat bly vir Abraham oor? Die weste kant, die woestyn, die duine, die droogte. Maar weet, Abraham was 'n ander man. Abraham was nie net 'n gewone ou nie. Abraham het nie gekyk met sy fisiese oë nie. Abraham het sy geestelike oë oopgehad. Sy visie was op God gewees. En die woord van die Here het gesê, maak nie saak waar jy land nie. Maak nie saak wat jou handpak aanpak nie. Alles wat jy doen sal suksesvol wees. Is dit nie waar nie? Is dit nie wat God vir Moses gesê het? Skryf dit op in die boek van Deuteronomium en Levitikus en Numeri, laat die volk van Israel dit kan lees. Dag en nag moet hulle dit oordink, hulle moet vir hulle kinders inskerp. Een van julle sal 1000 verjaag, 2 van julle sal 10.000 verjaag. Jou vyande sal op een pad na jou toe aankom, hulle sal op 7 paaie vir jou uitvlug. Ek sal die reën van die hemel gee om jou plek te deurnat en jy sal vrugbaar wees. Die seën van die Here sal op jou vee wees, sal op jou mandjie wees, sal op jou bakskottel wees, dit sal wees op jou landerye, dit sal wees by jou ingang, dit sal wees by jou uitgang. Op alles wat jy jou hand aanslaan en elke plek waar jy kom, sal my seën oor jou gebied wees. So wat doen Abraham? Gee nie om nie. Vaar die woestyn in, bring die vee. Ons het 'n voorsiener, ons het 'n El Shaddai, the God of plenty. En waar hy betrokke is in 'n saak, maak dit nie saak hoe dit lyk hier op aarde nie. Hy is die bron van lewe, hy is die krag, hy is die een wat ons onderhou en ons dra. Wat 'n wonderlike wete, wat 'n wonderlike vastigheid. En hulle doen so, Abraham trek uit, woestyn in. En 'n paar jaar later kry ons hulle weer. In Genesis 14 vers 14, waar 'n gerug uitkom by Abraham. En die gerug sê, jou broers kind is gevange geneem. Weet wat interessant is, na die ooste deel van die landstreek van die Jordaan was gewees die stede Sodom en Gomorra. En Lot gaan vestig homself in Sodom. En daar kom 'n bose koning van 'n ander plek af en hy span saam met 'n paar ander konings in daai omstreke en hulle gaan val hierdie 2 stede aan. En hierdie mag wat kom na hierdie 2 stede toe is so groot dat die 2 konings van Sodom en Gomorra vlug, hulle hardloop. Hulle is weg, hulle is nie eers daar toe die moeilikheid kom nie, toe die aanslag begin nie. En in hierdie stede val hierdie konings in, hulle neem Lot en sy huisgesin gevange. Voer hulle weg. En die gerug kom by Abraham aan. Sê Abraham, jou broers kind is gevange geneem deur die vyandsmag. En wat doen hierdie godsman? Wat doen hierdie man wat sy visie gestel is op God? Wat God se hand gevat het, wat met hom 'n pad stap? Hy sê nie my familie nie. Nie my familie nie. Kan jy dit saam met my volgens sê? Nie my familie nie. Amen. Ons is volgens leer uit die vader van geloof se pad met die Here. Nie my familie nie. Hy maak 318 manne bymekaar. Hy sê dis die manne van sy huishouding, sy slawe, sy diensknegte, 318. Nou 318 in daai jare was nie veel manne gewees nie. Dit was nie 'n groot leerskare nie. Die konings wat gaan uittrek het in die gevegte het met duisende manne gekom. Maar Abraham vat sy 318 manne, want jy weet as dit nie in die woestyn saak maak of haar weiding is vir die beeste nie en hulle word vet en hulle word groot en hulle word rykdom en vooruitgang en voorspoed, want dit kom uit God se hand uit, dan maak dit ook nie saak wat op die slagveld gebeur, hoeveel ons is en hoeveel ons vermoë is en hoeveel wapens ons kan dra nie, dit maak saak wie God is. Amen. Dis wat saak maak. Dit gooi die vergelyking na 'n ander kant toe. Dit maak dat die skaal tip in jou guns. En hy vat sy 318 man en hy begin agtervolg.
en hy agtervolg hulle tot by Dan, sê die woord van die Here. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars. Ek sien hierdie 318 man, dalk het hy hulle opgedeel, 20 by mekaar. Maar hy kom in die nag, in die duister, hy val hulle aan, hy verslaan hulle, en nadat hy hulle verslaan het, agtervolg hulle tot by Hoba, wat noord van Damaskus lê. Hierdie konings raak verstrooid, want daar staan geskrywe, in een rigting sal hulle na jou toe aankom, op 7 sal hulle vir jou uitvlug, en hy het dit gevat, hy het dit geglo, hy het dit uitgeleef, en hy verslaan hierdie groot skare, en hy neem alles byt, en toe hy alles byt geneem het, sê die woord, hy het alles teruggebring, en ook sy broer Lot, en sy goed teruggebring, en sy vroue, en sy manskappe. Ek wil vanoggend sê, daar is min goed in ons lewens, of daar is eintlik geen ander oorlog, wat so belangrik is, as die oorlog vir ons familie nie. Ons moet veg vir ons familie, want die duiwel is kliphard besig om families uit mekaar uit te trek. Hy is kliphard besig om huwelike te wil verbreek. En as jy gaan vaskyk in die mens, gaan jy nie die geestelike geveg kan wen nie. Want die geveg is in die gees. Die geveg is nie in die fisiese nie. As die duiwel inkom en hy wil verwoesting bring in jou huwelik, wil verwoesting bring in jou familie, wil verwoesting bring in jou gesin, weet dit, moenie die persoon raak sien nie. Sien die mag agter hom raak. Sien die duistere heerskappy raak wat in die hemele is, wat wil verwoesting bring. En daarom is ons geroep. Hy sê ons is soldate geroep, sê Paulus vir Timoteus, om die werk van 'n soldaat te doen. Om nie om te gee oor die lewensomstandighede nie, maar om te gee, wat sê die bevelvoerder? Om te luister, wat sê hy? En daar beklei ons vir ons families. Daarom staan ons by 'n familielid wat ontvoer is. Weet al wat gebeur met 'n ou wat van die pad af raak, is hy raak ontvoer deur die duiwel. Dis presies. Dit wat in Genesis gebeur het, is die ding wat vandag in 2026 nog gebeur. Iemand word gevange geneem in die mag van die duiwel. Hy dink nie reg, hy redeneer nie reg nie. Hoeveel keer is daar sulke goed wat ontstaan? Familielid raak van die spoor af. En ons kan nie dink nie. Hoe dink die ou? Wat gaan as ek op aan? Dis die goed wat ons mekaar sê. Hy is ontvoer. En as ons hom nie gaan terughaal by die vyand nie, dan gaan die vyand hom in sy mag hou. Hy gaan hom 'n slaaf maak van sy werke. Want dis wat hierdie konings gedoen het. As hulle 'n ander landstreek aangeval het, het hulle die mense van daai landstreek gevat, weggevoer en hulle slawe gaan maak in hulle eie land. Dis hoekom daar dwelmslawe is, dis hoekom daar drankslawe is, dis hoekom daar pornografieslawe is, dis hoekom daar soveel slawernye vandag is. Want ons families word weggevoer. Maar ons gaan vir hulle bid vanoggend. Ons gaan hulle losmaak vanoggend. Prys die naam van die Here. Josua 24 vers 15, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek verklaar dit oor my vrou en my kinders en my hele familie. Ek verklaar dit oor ons weier familie. Ek en my huis sal die Here dien. Handelinge 16 vers 31 sê die woord van die Here vir sê Petrus hulle vir, of Paulus, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. So Abraham wen hierdie geveg met 318 man. Dis al wat nodig is om duisende te verslaan. Ek en jy is nooit te min nie. Ons is nooit in die minderheid nie. Ons is altyd in die meerderheid, want ons is deel van God se weermag. Ons is deel van God se leermag. So wat gebeur met Abraham? Die oomblik toe hy terugkom by nadat hy die byt afgeneem het, nadat hy die manne verslaan het, nadat hy Lot bevry het van hulle mag, alles teruggebring het, toe ontmoet daar iemand om langs die pad. Kyk, wie is dit?
Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Saba, dit is die koningslaagte. So die eerste ou wat kom, is die koning van Sodom. Wie is die koning van Sodom? Is die koning wat die wêreld verteenwoordig. So hier kom Lot terug. Onthou, hierdie koning het weggehardloop toe die vyandmagte kom. Toe die vyandmagte opdag. En nou kom hy terug en hy ontmoet Abraham langs die pad. En hy wil met Abraham 'n ooreenkoms maak. Hy sê, vat jy die mense terug, of vat jy al die goedere wat julle gesteel het, laat die mense net saam met my terugkom. En wat sê Abraham? Hy sê nee, ek maak nie 'n ooreenkoms met die koning van die wêreld nie. Ek maak nie 'n ooreenkoms met die koning van Sodom. Voor ons verder daar gaan, ek wil eers vir julle lees wat sê volgende. En daar het nog iemand om langs die pad gekry, Melchisedek. Nadat die koning van Sodom by hom was. Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. So daar kom nog iemand. Die een kom, hy wil ooreenkomste maak. Hy sê, kom ons deel die goed. Kom ons kyk, hoe gaan ons maak? Kom ons gee vir jou 'n deel, kom ek vat vir my 'n deel, kom ons maak 'n ooreenkoms. Die tweede een wat hom ontmoet op die pad, Melchisedek. As jy gaan lees in die boek van Hebreërs, dan sal jy sien dat Jesus is die priester Melchisedek in die Ou Testament. En wat bring hy? Hy bring na Adam toe wyn en brood. Hy kom nie om by te verdeel nie. Hy kom nie om ooreenkomste te maak nie. Hy kom bring hom, hy kom gee hom iets. Hier staan vanoggend voor ons gedek, die tafel met die wyn en die brood. Melchisedek het volgende ook vir ons 'n tafel gedek. Jesus Christus kom op ons pad en hy kom bied aan. Hy sê, hier is my liggaam, hier is my bloed. Dit is wat julle moet doen, om lewe in julleself te hê. So, basies het Abraham 2 opsies op die tafel. Hy het Melchisedek wat kom met wyn en brood, of hy die koning van Sodom wat kom met rykdom en roem. Met die goedere van hierdie wêreld, met die byt wat geneem is. Hierdie Melchisedek kom en hy het Abraham geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseënd is God die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Halleluja. 318 man het nie 'n kans gestaan nie, maar God het die geveg. God het die deurbraak gegee. God het die oorwinning bewerkstellig. Toe gee hy hom 1/10 van alles, gee Abraham vir Melchisedek. En die koning van Sodom sê vir Abraham, nou is dit weer die koning van Sodom, gee my die mense, maar neem die goed vir jouself. Kyk wat sê wat antwoord Abraham. Antwoord Abraham, die koning van Sodom, Genesis 14 vers 22. Ek hef my hand op tot die Here God, die Allerhoogste, die skepper van die hemel en aarde. So begin Abraham. Is dit nie wonderlike woorde? Hierdie woorde gee my skoon hoendervleis as ek met so quoteer. Hy sê, ek hef my hande op tot hom alleen. Dat ek geen draad, geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat joune is nie. Sodat jy nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. Is dit nie wonderlik nie? Onthou, Abraham is die vader van geloof. Broer en suster, as ons iets wil leer by die vader van geloof vanoggend, is dit om nie kompromieë met die wêreld aan te gaan nie. Is dit om nie wêreldse goed na te jaag nie. Is dit om nie te soek na die rykdomme van hierdie wêreld. Jy weet, die duiwel verander nie. Hy het gekom in die koning van Sodom, hy het later gekom in sy eie persoon, toe hy Jesus geneem het na 'n hoë berg, en hom al die koninkryke van hierdie aarde gewys het, en vir hom gesê het, dit alles gee ek vir u, as u net sal neerval en my aanbid. Dit alles. Sien, Satan het nie daar alleen vertel nie. Hy het dit alles in sy mag gehad. Toe Adam in sonde geval het, het hy dit alles oorgelewer aan die vors van hierdie aarde.
En Satan kon maak daarmee wat hy wil. Dis ook die woord wat hy vir Jesus gesê het. Dis aan my oorgelewer en ek gee dit aan wie ek wil. Val u net neer en aanbid my. En die seun van God sê nee. Ek soek nie 'n draad van jou nie. Ek soek nie 'n skoenriem van jou nie. Ek soek niks van jou nie. Ek doen wat my Vader behaag. Hierdie wêreld kom en baie goed op my en jou pad. Broer en suster, ons moet bid in hierdie dae dat ons die Here ons help om te onderskei en te sê, Here, wys my watter geleenthede bring die wêreld oor my pad. Wys my watter keer is dit wat die koning van Sodom op my pad kom en wanneer is dit wanneer Melchisedek kom om die wyn en die brood vir my te kom bedien. Wys my watter geleentheid is van God en watter geleentheid maak kompromieë. Want as ek bereid is om van die rykdom van die wêreld kompromieë aan te gaan, om die wêreld se goed te vat, om die wêreld se begeertes te vat, om die verleidinge van die rykdom, soos wat Paulus vir Timoteus skryf, om al hierdie dinge aan te gryp, gaan my oë afgehaal word van my enigste redder en verlosser. Gaan my oë afgehaal word, en ek begin myself vind in 'n ander plek. Ek wil vir julle sê, as Abraham moes aanneem wat die koning van Sodom hom aangebied het hy hom aangeneem op die natuurlike vlak. En wanneer jy op die natuurlike vlak funksioneer, kan jou beeste nie in die woestyn wy nie. Want dit is te droog. Jy kan nie mielies daar plant nie, want hulle groei nie daar nie. Maar wanneer ek in die bonatuurlike lewe, wanneer ek lewe uit God my voorsiener, God my bron, God die een wat vir my alles gee, dan maak dit die saak nie. Dan gee ek om nie. Dan is dit nie 'n skade nie. En die volgende gebeur in Genesis 15, die volgende hoofstuk, vers 1. Abraham sê, niks vir my nie. En na hierdie dinge, het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Ek wil dit vir julle graag lees in die Amplified vertaling. Vrees nie Abraham, want ek is vir jou 'n skild. Ekskuus, in die King James vertaling, kyk wat sê hy daar. After these things the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. Here sê ek is jou beloning. Ek is jou groot, great reward. Ek wil vir julle sê, daar is geen groter beloning in hierdie wêreld nie. Daar is mense hier buite wat jag agter goud en silwer en kosbare stene en rykdomme en baie groot, wonderlike goeders. Aansien, status. Maar as jy God het as jou reward, as jy die Here het as jou loon, en as jy hom sien as jou loon, as jou kosbare skat, het jy die beste verwerf. Jesus het gesê, iemand het die hele wêreld deurgetrek, en hy het op 'n dag 'n kosbare parel gekry, en hy het alles anders verkoop, om daai parel te hê. Jy sê die koninkryk van God is soos 'n man wat tot sy land geploeg het, en terwyl hy ploeg, het hy 'n skat raak geploeg. Ekskuus, dit was nie sy land nie, dit was iemand anders se land. Maar hy het gegaan en hy het alles verkoop wat hy gehad het, om daai land te kan kry, en die skat te kry. Dis wie God is. Dis wie die koninkryk van God is. Dit is hoe God se stelsel werk. Dis hoe God se beginsels werk. I am thy shield and thy exceeding great reward. Die volgende wat gebeur, God begin praat met Abraham. En hy sê vir hom, neem 'n 3 jaar oud vers. Neem 'n 3 jaar oud bokkoei. Neem 'n 3 jaar oud ram, 'n tortelduif en 'n jong duif. Want jy sien, toe God vir Abraham sê, ek is jou beloning, ek is jou groot loon, toe sê hy, Here, as dit so is, wil ek net weet, waar is die kind wat u my beloof het jare terug? Waar is die seun wat uit my sal gebore word, wat u van gepraat het? Want ek het gewag, en gewag, en gewag, en ek het niks gekry nie. Here sê, ek sal vir jou wys.
Ek sal vir jou sê hoe dit gaan werk. En hy sê vir hom, bring hierdie dinge. Bring hierdie vers, bring hierdie bokkooi, bring hierdie ram, bring hierdie tortelduif, sny hulle middeldeur, pak hulle op 2 hoope, laat 'n gang tussenin. Want ek wil met jou 'n verbond maak. Dit hierdie woorde van God, 'n verbond, beteken, dis die grootste, vaste, mees volledigste, onbreekbare ooreenkoms wat daar kan wees tussen enige 2 persone. Abraham het dit vir hom gebring, dit middeldeur gedeel, die helfte teenoor mekaar gelê, die voëls het hy nie verdeel nie, en toe begin hy wag. Sien, die moeilikste tyd is wanneer God vir ons gesê het, hy gaan iets doen, en die gewag begin. Ek weet nie wie van julle dit al beleef nie. Ek dink elkeen van ons kan volgens ons hande opsteek. Ek sê, daar's 'n dag wat God gesê het, ek gaan vir jou iets gee. Ek gaan met jou 'n verbond maak. Ek wil vir jou wys wat ek gaan doen. Ek wil vir jou wys hoe groot is ek. En ek wil vir jou my wonders en tekens wys. En ons het dit gevat. En toe begin ons wag. En toe begin ons wag. En die dae gaan verby. Dit is alles my wonderlik. In hierdie tyd wat ons nou besig is om te wag, in die tyd tussen Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. Hoekom is daar 'n wagtydperk? Ek weet nie. Hoekom kom alles nie maar net so tik 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 gebeur het nie? Ons wil dit so hê. Dis lekker as ons by McDonald's kom en stop jy eers by die speakertjie. Dan sê jy, wat soek jy op die bord? En dan ry jy na die volgende venstertjie toe en daar betaal jy. En dan ry jy na die volgende venstertjie toe en daar kry jy jou burger en chips en daar ry jy en daar eet jy. En dis alles net so. Want dis die dag wat ons in lewe. 1000 jaar terug moes ons eers begin het om hout te gaan by mekaar maak in die veld, dat ons kan vuur maak om die pot op te sit, en dan gaan ons kyk wat gaan ons gejag kry, dit in die pot, en dis 'n hele dag se werk. En daarom het ons vergeet wat dit is om te wag op die Here. Daarom het ons vergeet wat dit is om God te bly vertrou in die tyd tussen die belofte en die uitkoms. En Abraham gaan sit by hierdie offer. Ons weet nie hoe laat het hy dit gedoen nie, dalk al vroeg die oggend, maar hy sit die hele dag daar. En wat gebeur? Daar kom roofvoëls. En hierdie roofvoëls ruik hierdie dooie diere en hulle wil aas daarop. En Abraham staan op en hy vat 'n stok en ek weet nie wat hy alles gedoen het nie, miskien het hy rondgespring en lawaai en geraas en maar hy jaag die roofvoëls weg. Weet jy wat, daar kom roofvoëls in my en jou lewe ook. Daar kom roofvoëls tussen die tyd van belofte en die tyd van die antwoord. Daar kom roofvoëls tussen die dag wat ek bid en die dag wat die Here deurbreek. Tussenin is daar roofvoëls. Ek weet nie of hulle by julle ook kom nie. Kan jy sê amen? Preek ek net vir myself vanoggend. By my is daar aasvoëls, kraaie, lammervangers, al die goed is daar. Hulle wil kom aas, hulle wil kom steel. Die tyd wat ek die Here vertrou en die tyd wat ek sê, Here, breek deur. Van daai dag af, tot die dag waar die antwoord kom, is dit die moeilikste tyd. En Abraham moes hierdie voëls jaag. Hy moes dag vir dag moes hy jaag. En daarom met ons dag vir dag is dit ons taak om die twyfel uit te jaag. Sê man, ek glo God. Ek het geglo. Ek het vertrou die dag toe ek gebid het, die dag toe ek die belofte gevat het. Ek het dit vasgemaak. Ek het in die week toe ek hier in die klankgoeders werk in die kerk, toe kry ek nog hy mandjie vol beloftes wat daai papiertjies. Onthou julle so 'n paar maande terug het ons geskrywe, wat wil ons van die Here hê? Ek weet nie wie van julle sin dit al deurgekom het. Party sin is dalk nog daar in die wag. Maar dit maak nie saak nie. Toe ek so kyk, toe sê ek vir myself, maak nie saak nie. Party is al daar, party is nog nie daar nie, maar die feit van die saak is, ons het God se hand gevat. Ons is op pad na onbekende plekke, maar ons het Jesus as ons leidsman en hy is volëindig van ons geloof. En ons kan ons oë op hom hou. En Abraham jaag hierdie goed weg. Wat is hierdie goed? Twyfel, moedeloosheid, vrees. Ken jy so 'n aasvoël in jou lewe? Ken jy so 'n roofvoël? Simptome, as ek bid dat 'n siekte moet weggaan, wat is die volgende dag daar? Die simptome is dubbel so erg. Gaan toets maar.
As jy God wil vertrou vir genesing, dan raak die simptome erger, want die roofvoël kom tussen die gebed en die uitkoms. Hoeveel keer het ons nie al gesien, wanneer as vir iemand gebid het, gaan terug dokter toe, nou is die tellings dubbel so hoog. En wat doen ons dan? Ons stap weg en die roofvoël kom eet die offer wat ons neergesit het, wat die verbond is met God. Ons het ooreenkoms met die Here gemaak en ons los dit, laat die roofvoëls dit opeet. Abraham jaag hulle weg. Hy sê, julle sal nie my offer vat nie. Julle sal nie my erfdeel vat nie. Dag vir dag sal ek julle jaag. Moedeloosheid jaag ek uit by die deur. Depressie jaag ek uit by die deur. Vrees jaag ek uit by die deur. Die simptomes, jaag hulle. Slegte nuus, jaag hulle. Daar kom mense baie keer in jou lewe in. Die mense wil kom twyfel saai. Mense wil vir jou goed kom sê. Mense wil vir jou sê, kom ons wees realisties. Ek is so bly dat daar nie so woord is in die Bybel nie. Die geweet, daar bestaan nie eers so woord in die Hebreëse taal nie. Realisties is daar is nie so een nie. Jan van Riebeeck wat hom uitgedink het hier by ons. Hy kry al die skuld vir al die moeilikheid. Efesiërs 4 vers 27 sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Moenie die roofvoël toelaat nie. As iemand vir jou kom, sê vir hom, luister jou roofvoël, vlieg weg. Moenie by my kom twyfel maak nie, moenie my geloof afbreek nie. Ek is besig om te wag op God. Want die woord sê, hy wat wag op die Here vaar op met vleuels soos 'n arend. Hy sal hardloop en nie moeg word nie. Hy sal wandel en nie mat word nie. En sy deurbraak kom. Hy is besig om te veg vir sy familie. Ons het in ons familie, het ons mense wat ons besig is om voor te beklei. Sê, jy sal nie my familie wegvoer nie. Jy sal nie my familie in gebondenheid hou nie. Partykeer vergeet ons so 'n bietjie om te beklei. 'n Ander dag vat ons weer die fight van vooraf. Want dit is geestelik. Dis waar die oorwinning lê. Dis waar die uitkoms gaan lê. So hoe jaag ek die roofvoëls? Ek wil net vir julle so 2 maniere wys volgens. Die eerste ene is Psalm 77 vers 12. Ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan die wonders uit die voortyd. Hoeveel goed is daar vanoggend in jou lewe wat jy aan kan dink waar die Here jou deurgedra het, broer? My suster, ek kan vir julle baie goeders opnoem. Daar op die rand van bankrotskap gedraai, daar het die Here my uitgehaal. Daar waar die moeilikheid getref het, daar waar die haal geval het. Ek het hierdie week weer interessante ding beleef, of eintlik laas week al, ons het klomp pampoene geplant. Nou, weet so 2 jaar terug, toe ons daai getuienis gehad van die pampoene wat deur die haal weggeslaan is, wat op die ou en toe nou nog ver meer as hulle kapasiteit gelewer het, nadat ons oor hulle gebid het. So week terug, toe breek daar swamme in ons pampoene uit, en hulle vrot by die hoope, honderde duisende rande se pampoene. En daar lê hulle. En ek loop so daar en ek kyk hulle so en ek wonder, hoekom is ek nie ontsteld nie? Hoekom is ek nie bevrees nie? Hoekom het ek nou nie moedeloos nie? Hoekom is ek nou nie magteloos en kragteloos en wat kan ek nog loos wees nie? En toe besef ek net, want my geloof het al te diep gewortel geraak in die bron. My geloof is te groot om te kyk wat gebeur het in die fisiese riekelm. Ek weet dat my God is in staat om dit wat ek daar verloor het, weer op 'n ander plek 10-mal terug te gee. Ek weet my God is in staat op daai verliesie te gaan omdraai in 'n groter wins op 'n ander plek. Want my bron is nie daar nie. My bron is met God gesetel. En uit hom uit kry ek lewe. Ek is ingeënt in die ware wynstok. En uit hom uit trek ek my sap. In hom dra ek vrug. In hom lewe ek. In hom beweeg ek. En in hom is ek. In hom we live, we move and have our being, skryf Paulus in Handelinge. Dis in wie ek lewe. Daarom kan ek nie ontsteld raak nie. Daarom kan ek nie bevrees raak nie. Daarom kan ek nie moedeloos raak nie. Ek het daar by die silo aangekom, nou dag toets ek bietjie die sonneblomme se vog, en kry ek die ander boere daar, hulle staan so bewe. Want die sojabone spring uit. En hulle kan nie stroop nie. Ons kan nie bewe nie. Kan bewe van opgewondenheid, dis al wat ons kan doen. Want God is op die troon. Hy is ons verlosser. Kan jy sê amen? Ek wil dink aan die wonders van die voortyd. Ek dink aan God se wonders. Psalm 78, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het.
Dit wil ek nie verberg vir hulle kinders nie, maar in die volgende slag vertel van die roemryke dade van die Here. Man, ek vertel vir my kinders heeldag stories van oupa en oupa Groetjie en almal en hoe die Here hulle gehelp het en deurgetrek het en wonders gedoen het, want ek wil bid daai boompies moet groei in die vrugbare grond van God se woord. Hulle moet groei in die altare wat deur hulle voorgeslagte opgerig is, deur vertroue op die Here. Hulle moet ontwikkel in die regte goed. Here het vir Josua gesê, skerp dit by jou kinders in. As jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en waar jy ook al gaan, vertel hulle wie God is. Vertel hulle God se waarborge, vertel hulle God se wonders. En wat is die laaste goeie ding wat ons kan doen om roofvoëls weg te jaag? Jy maak geraas. Wat is geraas? Lofprysing. Psalm 8 sê, in die mond van kinders en suigelinge het die sterkte gegrondves. Jesus kom vertaal dit in die Nuwe Testament en hy sê, u het lofverheffinge in hulle mond geplaas. Die lofverheffinge van God jaag die roofvoëls weg. Hulle kan nie kom sit nie, hulle kan nie kom aas nie. Hulle kan in die lug draai daarbo, maar naby jou kan hulle nie kom nie. Ons moet die lofverheffinge van God uit ons keel uitroep. Psalm 149 sê ons het 'n swaard in ons mond. Ons het 'n swaard waarmee ons die vyand verslaan. Laaste versie vanoggend. Toe Abraham die hele dag gesit het en gewag het vir God. Toe die roofvoëls gejaag het uur na uur en jy weet hoe werk 'n roofvoël? Hy vlieg sodra hy kom hy weer terug. Jy dink jy's ontslaaf van die duiwel en dan is hy môre weer daar. Dis 'n permanente geveg totdat die deurbraak gekom het, totdat God opdaag. Totdat God daar is om die deurslag te gee. Genesis 15 vers 17. Na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. God daag op. Hy daag op met vuur. Hierdie vurige fakkel laat my so dink aan die vuur van die tonge wat gedaal het op Pinksterfees op die mense wat in die bovertrek saam was. Hulle moes gebid het. Hulle moes gewag het. God het hulle daar geplaas vir 10 dae lank, vandat Jesus opgevaar het hemel toe, totdat die Heilige Gees uitgestort het, 10 dae. Ek wonder hoe was hulle 120 toe hulle begin het. Het daar nie dalk ook 'n paar uitgesak so langs die pad nie? Weet, partykeer raak die mense mos so 'n bietjie minder. Maar dit maak nie saak nie. Daar was 120 wat bly wag het op die Here. Sê het ons wag op ons God. Ons bid, ons vertrou, ons jag die roofvoëls totdat die vurige fakkel uit die hemel uit neerdaal en ons offer kom aanneem. Kom ons gaan net so sit en ons buig die hoofde. Vader, Here, ons dankie vir oggend dat elkeen van ons wat hier sit, Here, ek dink nie hier is 'n persoon hier binne wat nie al die hand van Jesus Christus gevat het en na 'n onbekende plek gereis het nie. Daar's nie een wat nie hier sit wat nie al iewers 'n gerug van 'n familielid of van iemand gehoor het en sy geestelike wapentuig en sy broers en susters en sy familielede en sy gemeentelede en sy mense om hom opgesaal het gesê, kom ons bevry ons broer, kom ons bevry ons suster. Daar's nie een van ons wat nie al hier gesit het, Here, wat nie gewag het op God en hy vat lank om op te daag nie. Maar Here, ons dankie vir oggend, laat ons net kan vastigheid hê in die wete dat God is mighty slow, but he's never late. God mag dalk lank vat, maar hy sal ons nooit verlaat nie. Sal ons nooit in die steek laat nie. Here, maar ons wil vanoggend kom bid, Here, dat ons sal sterkte hê om die roofvoëls te veg. Dat ons sal krag hê om teen die twyfel te beklei. Die mismoedigheid, die vrees, die hartseer, die omstandighede, die simptome. Maak nie saak nie, Here, ons elkeen is op 'n ander plek in ons lewens, maar Vader, ons staan vas in die naam van Jesus Christus. Hy is ons waarborg. Hy is ons vrede. Hy is ons lewe. Here, en ons dankie vanoggend vir die priester Melchisedek wat kom met die wyn en die brood. Wat dit plaas op hierdie tafel. Here, hierdie tafel het soveel simbole wat aan hom gekoppel kan word vanoggend.
Here, ons dankie dat hierdie tafel is vanoggend ook die altaar, wat Abraham gesit het en by gewag het, en gesê het, Here, kom maak 'n verbond met my, sodat ek weet die land wat U my sal gee, sal ek kry. Maak 'n verbond met my, dat ek sal weet, my seun gaan op 'n dag gebore word. Maak 'n verbond met my, dat ek sal weet, in my sal al die geslagte van die aarde geseën word. Here, en ons dankie vir daai woestynnag, wat Abraham die sterre in die hemel gesien het, en geweet het, so sal sy kinders wees. Wat hy 'n hand van daai woestynsand kon optel, kon sê, so sal my kinders wees, my geestelike kinders, waarvan ons wat volgens vandag hier in Vredefort sit, ook deel is. Here, en daarom ons, omdat sy belofte vervul is, sal ons beloftes ook vervul word. Ons dankie, Here, vir hierdie tafel. Ons dankie vir die bloed. Ons dankie vir die liggaam. Ons dankie, Here, dat dit vanoggend die verbond is van ons met Jesus Christus. Amen. Amen.